Goeiemôre broeders en susters. Baie hartlik welkom op hierdie finale gedeelte van die danksegging naweek wat ons het as 'n gemeente. En dis 'n wonderlike voorreg om ook na hierdie 40 jaar die dankseggingsnaweek ook te kan afsluit, eintlik met die hoogtepunt wanneer ons die Here ontmoet en aan hom kan eer bring en hom sy lof kan besing en dat ons hier saam mag wees. So ons gaan begin en ons gaan saam sing U is die lig, daarna gaan ons lied 280 sing en dan Psalm 34 vers 1 en 6.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons Psalm 33 vers 1, vers 2 en 11 en daarna bely ons almal hardop dit wat in ons harte leef, ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, maar voordat ons luister na die wet van die Here, gee ons geleentheid vir die koor om vir ons te sing, die Onse Vader.
Kom ons luister nou met dankbare harte na vervulde wet, maar ook met harte wat begeer om te lyk soos die unieke seun van God, wat hierdie wet vir ons vervul het. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag, van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want in 6 dae het die Here die see en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die hemel en alles daarin, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, ons gaan antwoord op die wet van die Here en ons sing Skrifberimming 14-2, al 2 die verse. Kom ons staan terwyl ons dit sing. Geliefdes, ons gaan vanmôre saam lees uit die Here se woord uit Eksodus 33. Eksodus 33. En ons lees daarvan vanaf vers 12 tot 23. Eksodus 33 vers 12 tot 23.
Voordat ons daarna luister, gaan ons saam bid. En dan gaan ons ook sing Psalm 31. Psalm 31, die eerste, die derde en die vierde verse. Baie bekende psalm, maar dit is ook 'n gebed. Dit is 'n gebed wat deel is van ons gebed. Maar dit is ook die woorde van die Here Jesus wat gesê het, ek gee my gees oor in die hand vir die toekoms van dit wat daar is. So dis een van die laaste woorde van die Here Jesus is uit Psalm 31. So na ons gebed dan gaan die gebed aan met ons lied wat ons met die Here praat. Kom ons bid saam. Here ons God. Ons kom met onuitspreeklike dankbaarheid dat ons vandag ook in hierdie feesnaweek U kan eer. U kan eer met dit wat ons sing, dit wat ons hoor, dit wat ons bely. Want dis waaroor dit gaan. Lof aan U wat alles gegee het, wat alles gedoen het. U wat 40 jaar by ons was as U gemeente. U wat ons vasgehou het van die begin af. U wat ons gedra het en U wat ons sal dra en oorwin. Here ons dankie dat ons mag hoor wat U vir ons wil sê. Gee dat dit wat ons sal hoor sal wees tot eer van U heilige naam. Maar Here bo alles dat ons dankbaarheid en die lof van ons mond en die lof van ons harte en die lof van ons gedagtes en ons hande en voete nooit sal stop. Alleen aan U die eer, die rots waarop ons bou. Amen. Geliefdes, kom ons lees uit Eksodus 33 vers 12 tot en met 23 en dan gaan ons ook in die prediking behandel dit wat ons in Johannes 1 as die tema het van hierdie naweek en dit is genade op genade wat ons vir 40 jaar as 'n gemeente ook kon beleef. Kom ons lees saam vanaf vers 12 van Eksodus 33. Moses het vir die Here gesê, kyk, U sê vir my, laat hierdie volk optrek, maar self maak U nie aan my bekend wie U saam met my sal stuur nie. U is die een wat gesê het, ek ken jou by die naam. Ek het jou ook guns, en jy het ook guns gevind in my oë. Daarom, as ek wel guns gevind het in die oë,
maak tog aan my u baie bekend, dat ek u kan ken, sodat ek guns bly vind in u oë. Besef tog, dat hierdie nasie u volk is. En die Here het gesê, moet ek my teenwoordigheid saamgaan, en moet ek vir jou rus gee, en hy het vir die Here gesê, as u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet ons nie van hier af laat optrek nie. Waaraan sou mense dan weet, dat ek guns gevind het in die oë, ek en u volk? Is dit nie wanneer u met ons saamgaan, dat ons onderskei sal word, ek en u volk, van elke ander volk op die aardbodem nie? En die Here sê toe vir Moses, ook aan hierdie versoek wat jy uitgespreek het, sal ek voldoen, omdat jy guns gevind het in my oë, en ek jou by die naam ken. En Moses sê toe, toon asseblief u heerlikheid aan my. Maar hy het geantwoord, ek sal al my goedheid reg voor jou laat verbygaan. En ek self sal die naam die Here uitroep. Ek is genadig oor wie ek genadig wil wees, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. En hy het verder gesê, jy kan nie my gesig sien nie, want 'n mens kan nie my sien en bly leef nie. En toe sê die Here, hier is 'n plek by my, waar jy kan gereed staan op die rots. En wanneer my heerlikheid dan verbygaan, sal ek jou in die rotskeur sit, en ek sal jou met die palm van my hand toehou, totdat ek verby is. En dan sal ek my handpalm wegneem, en jy sal my van agter sien, maar my gesig mag nie gesien word nie. Geliefdes, en dan ook net saam ons gedeelte uit Johannes 1, wat ons ook in die prediking gaan aanhaal. Vandag is dit danksegging en lofprysing vir 'n wonderlike tyd wat die Here gegee het. Die hele naweek is al 'n naweek vol vreugde, vol dankbaarheid. En ons het hierdie baie bekende gedeelte vandag gelees. En die agtergrond hiervan is dat ons weet die Here het vir Moses die wet gegee, en Moses het die wet op die berg Sinai gekry. En terwyl Moses die wet gekry het, en hy kom af, en toe hy onderkom, toe is die volk besig om 'n goue kalf te aanbid, onder leiding van Aaron. En die Here sê, toe gaan lees maar die hoofstuk bietjie self, hier aan die begin van die hoofstuk sê die Here, ek gaan nie saam met hierdie volk nie. Ek gaan nie saam met hulle nie. Hy sê ek sal 'n engel stuur, saam met die volk te gaan. En die engel sal by hulle wees, en die engel sal vir hulle die pad oopmaak, en hulle sal Kanaan ingaan, en hulle sal daar wees, en hy sal die volke wegvat. Maar ek gaan nie saam nie. Eintlik is dit besonder, want broeders en susters, as jy daaraan dink, hy gee vir hulle alles wat mense wil hê. Veiligheid, voorspoed, en 'n plek om te bly, en hy gee 'n engel by hulle. Maar niks kan die Here se teenwoordigheid vervang nie. Geen mens, geen engel, geen mag ooit kan die Here se teenwoordigheid vervang nie. En dis waaroor hierdie gesprek van Moses met die Here gaan. Dat Moses vir die Here sê, ons kan nie wegtrek sonder u. Ons kan nie die volgende 40 jaar ingaan sonder u teenwoordigheid nie. Die Here het tog gesê, ek sal onder julle kom tabernakel, ek sal onder julle woon, my heerlikheid sal by jou wees. En wat sê Moses? Hy sê, dis al wat konstant is, dis al wat staande bly, dat die Here by ons is, Immanuel, God met ons. En dan sien hy nie kans om sonder die Here te gaan, want hy sê, u maak ons uniek. U maak ons anders as enige ander mens of beweging. God in ons midde maak 'n gemeente anders as enigiets anders in hierdie wêreld. En so wat Moses nie 40 jaar die toekoms kon ingaan sonder die Here, kon hierdie gemeente ook nie vir 40 jaar die toekoms ingegaan het as die Here nie daar was. Ondanks die mense, ondanks die wat daar gewerk en gedien het en nog dien en werk.
Die heerlikheid, die teenwoordigheid van die Here is dit wat lewe gee. Dit gee betekenis. Geen plaasvervanger. Dis waarom dit die Here se volk was. Dis waarom 'n gemeente die Here se gemeente is. Dis nie ons gemeente. Dis die Here se gemeente. Want hy is die een wat vir 40 jaar saam met ons gegaan het. Die Here se liefdevolle teenwoordigheid. Ondanks wat ons gedoen het, ondanks dit wat verkeerd geloop het, ondanks ons eie swakheid en menslike kleinheid, die Here se teenwoordigheid was konstant. Mense het gekom, mense het gegaan. Mense sal kom. Mense sal gaan. Net die Here bly konstant en ewig by ons. En dis waaroor dit vir Moses gaan in hierdie gedeelte. Nie 'n engel, nie 'n mens, geen formidabele leiers, orators, niks kan die Here vervang nie. Verstaan nie waarom ons dankbaarheid hierdie naweek nie gaan oor alles wat gebeur het en die mense en die geboue en al die dinge. Dit gaan oor die Here. Ons blydskap gaan oor die heerlikheid van die Here wat soos 'n wolkkolom oor ons was, wat soos 'n vuurkolom in die midde van ons was, wat nog daar is. Die Here sê vir Moses, ek sal saam met jou gaan. Want hy doen dit uit sy liefde. Ek sal saam met jou gaan. 40 jaar. En dan die beloofde land. Geliefdes, en dan kan 'n mens eintlik sê, maar Moses, dis mos nou genoeg. Maar Moses is eintlik dapper. Want weet jy, as 'n mens die heerlikheid van die Here eers een keer gesien het, dan wil jy meer en meer van hom weet. Dan wil jy nader en nader na hom kom. Dan wil jy eintlik weet presies wie hy is en hoe lyk hy en wat doen hy. Want dis mos hoekom ons die woord het. Die woord is nie 'n geskiedenisboek, is nie 'n opvoedkundige boek, dis nie 'n sielkundige boek nie. Die woord is die Here se openbaring. Hy sê, dis hoe ek lyk, dis hoe ek doen, dis wie ek is. En die Gees maak dit vir ons oop. En as Moses die Here se genade hoor, sê hy, Here, wys my u heerlikheid. Here sê vir hom, nee, jy sal dooi. Want 'n mens kan nie sy heerlikheid sien nie. Dit is soos 'n druppel water wat op 'n warm plaat val. Verdwyn. Soos 'n mens wat die heerlikheid van die Here wil sien. En die Here doen dit nie omdat hy enige ander rede het, want hy's 'n liefdevolle Vader. Hy sê vir Moses, ek kan jou nie laat vernietig word nie. Ek sal met jou saamgaan, maar jy kan nie my heerlikheid sien nie. Het jy gehoor wat sê hy, wat gaan jy sien van my? Hy sê, ek sal jou my goedheid wys. Ek sal jou my goedheid wys. Want sy goedheid en sy heerlikheid loop saam. Wat is dit om die Here se heerlikheid te wil sien? Dis nie om te kyk na die dinge wat hy vir jou gee, om te kyk na die dinge wat hy doen in jou lewe nie, en dis onnoembaar baie. Om te kyk na die wonders wat hy doen, en ons beleef dit elke dag. Om te kyk na die kwaliteit van lewe of gesondheid wat hy gee. Natuurlik gee hy dit alles. Natuurlik gee en doen hy dit meer as wat jy ooit kan dink. Maar om die heerlikheid van die Here te sien, is om te staan in die mooiste wat daar ooit in hierdie wêreld was, net te kan aanskou. En dat dit jou volmaak. En hom kan loof en prys vir wie hy is. Dankbaarheid teenoor die Here gaan nie oor wat hy doen nie. Lofprysing gaan oor wie hy is.
En dis wat Moses wil sien. Hy wil die Here se heerlikheid, sy Shekinah sien. Die Here sê nee. Weet jy, dis die mooiste wat daar ooit kan wees. Dis die pragtigste wat daar in die wêreld kan wees. Die Here beskryf iets hiervan in Openbaring vir ons. Ons het nog nooit so iets gesien op hierdie aarde. Die mooiste bergreeks, die mooiste see, die mooiste panoramas. Niks teenoor God. Dis niks en dit is sy heerlikheid. Dis wat Moses vra. Die Here sê ek gaan saam met jou. Maar jy kan my nie sien nie. Jy mag my nie sien nie. Dis mooier as die hele hemelruim met al die sterre. Dis mooier as die mooiste musiek wat jy in jou lewe gehoor het nie. Maar die Here sê vir Moses, ek gaan saam met jou. En in sy groot ontferming sê hy, hier is vir jou plek op die rots by my. Kom staan by my. Op die rots. Die Here sê, al sien jy my nie soos wat ek is, kom staan langs my. Liefdes, dis waar ons gemeente vir 40 jaar was. Op die rots langs die Here. Hy sê nie, jy gaan doodgaan en los jou nie. As jy my sien, hy sê, kom staan by my. Teen my. En dis die plek waar 'n gemeente moet wees. Op die rots by die Here. Dis die plek waar hierdie gemeente vir die volgende 40 jaar moet wees. Op die rots by die Here. Dis sy teenwoordigheid. En in die eerste plek dank ons die Here vir sy heerlikheid, vir die plek wat hy vir ons gee, maar is besonder want die Here eintlik maak intiem en sê vir Moses, kom staan teen my. En hy sê hy presies waar hy moet staan. Moses kan nie staan waar hy wil en hoe hy wil en wat hy doen nie. Hy moet staan waar die Here vir hom wys. En daarom mag ons die Here daarvoor in die tweede plek loof. Die feit dat hy saam met ons gegaan het in hierdie gemeente. Maar dat die Here vandag vir ons sê, staan langs my. Kom staan op die rots. Ek sal vir jou my goedheid wys. Ek het vir jou vir 40 jaar my goedheid gewys. My onbeperkte liefde. En hy sê, en as ek by jou straks verbygaan, dan sal jy my van agteraf sien. Ons gaan net nou lees uit Eksodus 3 en 34. Wat die Here, wat doen hy as hy verbygaan? Maar die Here sê, hier is plek langs my. Nie net die laaste jare, maar ook vir die toekoms. Uit sy genade. Weet jy, en dan is daar min dinge wat so besonder is, soos wat die Here doen met Moses. Hy sit hom in 'n skeur, en hy beskerm hom. En hy sit sy hand voor hom. En hy sê, ek sal verbygaan. Gekoester en genestel binne die liefdevolle beskerming van die Here. Mag hy die Here se goedheid sien. Mag hy die Here se heerlikheid sien. In die skadu. Dis wat Moses kon sien. Die agterkant. En ons? Wat dan van ons? Geliefdes, ons sien meer as wat Moses gesien het. Die tema van ons vandag is, uit sy volheid het ons almal genade ontvang. Die naweek se tema, ja, genade op genade. Geliefdes, dis uit Johannes 1 vers 16. Maar as ons die vorige 2 verse lees, dan staan daar, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, tabernakel. En luister wat sê die Here. En ons het sy heerlikheid aanskou.
ons het sy heerlikheid aanskou. Dit wat Moses gevra het, wat hy nie moeg sien, dit wat hy die goedheid van die Here van agteraf kon sien. Die Here kom in die nuwe verbond en hy sê, en hy kom woon onder ons, en hy sê, kom kyk. En ons sien hom in Christus. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Dis die mooiste ooit. Dis die mooiste ooit wat jy sal sien. Die unieke seun van God wat sy heerlikheid vir ons wys. Maar geliefdes, waar sien jy hom? Ook op die rots. Jy sien hom op die rots. Waar hy nie in 'n skuur toegemaak word. Waar hy nie beskerm word. Waar hy het sterf. Waar hy geskeur word. Waar hy doodgemaak word. Die unieke seun van God se heerlikheid wat in jou plek sterf. Daar was nie 'n handpalm wat hom toegehou het. Wat hom vasgehou het. Hy kon nie die goedheid van God sien, hy kon net verlaatheid beleef. Hy was eensaam en alleen. My God, waarom het U my verlaat? Dis die toppunt van die Here se goedheid wat jy ooit kan sien. Dis sy heerlikheid, sy goedheid. En ons mag ook daar staan op die rots. Die skaduwee van 'n kruis en ons mag die heerlikheid van die Here sien. En die handpalm is nie die handpalm wat voor ons is om ons te beskerm. Dis die handpalms wat deurboor is. Sodat jy die heerlikheid van die Here eendag kan sien. Sodat jy, terwyl jy in die skuur op hierdie aarde is, die beskerming van jou hemelse Vader kan voel. Hy het nie 'n hand gehad wat hom beskerm het nie. Sy uittog, sy exodus, was die langste tyd wat daar ooit was, waarin hy al die sondes moes dra. Dis die mooiste. Dis die heerlikheid. Dis die goedheid van die Here. Hy beleef hel. Godverlatenheid. Sodat ons 'n plek het op die rots langs die Vader. Sodat ons weet hy gaan saam met ons die toekoms in. Hy is by ons, in ons. Hy tabernakel nie net in die midde van mense, maar in sy kinders. Sy gees wat in ons is. Dan sien mens kans vir die toekoms. Want op 'n dankdag, dan kyk ons nie net terug nie. Op 'n dankdag, dan staan ons voor die Here en ons sien sy goedheid, sy heerlikheid, so beperk soos wat 'n mens dit nou kan sien deur ons hart se oë. En ons sien sy genade op genade. Johannes getuig oor hom en hy roep uit, hy is die een van wie ek gesê het, hy wat na my kom is my voor my, omdat hy eerste was. Uit sy volheid het ons almal genade ontvang. Ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. En niemand het God nog ooit gesien nie. Die unieke seun self God, wat in die bors van die Vader is. Hy het hom bekend kom maak. Op 'n stadium dan vra een van die disippels vir die Here Jesus, wys vir ons die Vader, toon ons die Vader. En hy sê, as jy my gesien het, dan het jy die Vader gesien. Geliefdes, aan die einde van 40 jaar, op die drempel van 'n volgende tydperk, waar staan ons? Ons staan op die rots langs die Here, en ons sien sy heerlikheid. En eendag dan sal ons elkeen die heerlikheid werklik sien, soos wat hy voor ons is. Eens sal ons voor hom staan, en ons verwonder oor die mooiste mooi wat daar ooit kan wees in die heelal.
ons Here en ons God. Tot dan staan ons langs hom en ons kyk in sy woord. Ons kyk deur die Gees en ons sien sy heerlikheid. Dit is genade op genade. Om die Here te kan sien. Om die Vader te kan sien in sy unieke Seun. En om met die vaste wete te wees, die Here sal met ons gaan. Op hierdie tog wat ons het voor ons. Op hierdie tog wat sy gemeente het voor hom. Natuurlik, hy gee sy engele bevele aangaande ons. Natuurlik sorg hy vir ons. Manna. Maar die duurs gekoopste manna is die brood wat hang aan die kruis. Sy unieke Seun. Geliefdes, ons kyk terug en ons sien die Here was by ons. Ons kyk vandag op en ons sien om ons, die Here is by ons. En deur die Gees en geloof hou ons vas aan sy goedheid wat by ons sal wees. Die poorte van die hel sal sy kerk nie oorweldig nie. Dit is genade op genade. Nie al die goeders wat die Here gegee en gedoen het deur die laaste 40 jaar. Maar wie hy is. En wie hy was en wie hy is en wie hy sal wees. Aan hom alleen die eer. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God. Ons wil neerval soos Moses. En as u bekend maak aan ons in die woord, dan weet ons u goedheid en u regverdigheid loop saam. En dit alles sien ons aan 'n kruis op Golgotha. Aan u heerlikheid wat u ons kom openbaar het. Here, ons buig voor u en ons aanbid u. Ons loof en prys u. Ons dank u dat wanneer ons sterf, ons u heerlikheid sal sien. Maar tot dan, openbaar u deur die Gees en woord, sodat ons kan sien met ons hart se oë wie u is. Here, ons is veilig. Ons staan op die rots by u. U koester ons en maak ons hand ons toe in die skeur. En ons sien u heerlikheid. Na 40 jaar, Here, dank ons vir die verlede. Dank ons vir die hede. En prys en loof ons vir die toekoms. Omdat dit u toekoms is wat u vir ons het. Ek bid, Here, vir die kerk oor die wêreld, elke gemeente, elke gelowige, elkeen wat beproef word, maar ook in ons eie gemeente. U gemeente hier, hou ons vas. Gee dat dit gaan om u eer en u lof en u aanbidding. Dus dank u, Here, vir wie u is, die Alfa en Omega, die begin en die einde. Amen. Geliefdes, daar's geleentheid om die liefdegawe af te dra terwille van hulle wat nie so bevoorreg is. Daarna dan staan ons en sing Psalm 100 vers 1, 3 en 4.
dus ontvang nou die onmisbare seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen. Broeders en susters, afkondigingsnaam met Kerkraad. Ons het hier, ons verwelkom Marco en Alicia Nel. Ek het nou gekyk, maar ek het nog nie twee gesien vanmôre wat lyk soos twee jong getroudes. Hier is 'n paar ander paartjie op my. Ek dink nie hulle is hier nie, ek weet daarom hoe lyk hulle. Ek kan verkeerd wees, maar ek dink nie ek het hulle hier gesien, maar baie welkom hier by ons. Ons gaan hulle later nog verwelkom. Karel Venter van die Gereformeerde Kerk Amanzimtoti, hy sit daar heel agter. Karel, jy moet maar opstaan, maar ek dink jou vrou moet ook maar opstaan saam met jou. Ons sal nou haar bewys nog kry, maar baie welkom by ons. Hulle woon in Grootbrak. Baie seën vir julle hier saam met ons. Dan Albie van Duyk vanaf Potchefstroom is ook opgeneem by ons. Albie, staan asseblief vir ons op. Baie welkom by ons. Julle herken haar nou al, want sy is nou al so hele ruk hier by ons, maar Albie, baie welkom by ons. Fynboshoogte, waar sy woon, baie seën vir jou ook hier by ons. Dan, broeders en susters, Annetjie Meiburg. Ek het vergeet van haar naam. Annetjie is daar heel agter, ook teen die muur. Annetjie, baie welkom by ons. Ek is dankbaar dat jy hier by ons kan wees. Sy woon ook hier in die Mosselbaai Afdrieoord, dan by 5. Baie welkom by ons in ons midde. Mag die Here jou ook seën hier by ons en mag jy ook die liefde en vreugde van hom hier ervaar, ook in jou baie jy in die wijk is. Dan, broeders en susters, almal wat nog drupplankies wil hê. Dis ondersetters of in goeie Afrikaans coasters. Met van leer gemaak, julle weet, ons het dit nou 'n paar keer sê, julle kan dit by Marike kry. Marike, waar sit jy? Daar in die hoek, staan net op dat hulle kan sien wie sy is. Die van julle wat dit al bestel het ook, julle kan dit na die tyd by die kiosk kry, Marike, by jou, goed.
En dan het u gesien in ons blaadjie op die webwerf en ook die kompas wat julle gekry het, dat die kerkraad het besluit om 'n beswaarskrif in te dien teen artikel 61 van die Algemene Sinode van 2026 en daarmee het ons gepaard gaan 'n sinodale brief ook wat ons verstuur. Dis belangrik dat ons verstaan dit handel oor die reg van Christus in hierdie hele beswaarskrif en ons vra dat die gemeente die proses bidend aan die Here sal opdra. Daar is ook 'n stukkie daaroor geskryf in die nuusbrief. Ons vra dat julle bidend dit saam met ons sal doen. Dan broeders en susters, wil ons net sê weer eens baie dankie vir 'n besondere naweek waar daar baie dinge was wat gebeur het. Van die waterafdeur wat ons gekry het en die embleme en al die werk wat daar was, elke kos, elke potjie, elke southappie, elke wat alles hier was, dit was onbeskryflik. Ons is dankbaar teenoor die Here en aan hom kom die lof toe ook vir die naweek wat hier was. Vir almal wat hard gewerk het, almal wat beplan het. Vir Elmien wat weke gesit het met skyfies om dit reg te kry. En wat dit baie vinnig op die einde partykeer moes omdraai. Maar ons is dankbaar teenoor die Here vir hierdie naweek en die lof kom aan hom toe. Ons is ook dankbaar dat hier 'n koor was wat gister kon optree en vandag ook kon optree, maar vandag is dit nou die laaste keer wanneer June as die koorleier sal opgetree het. June, ons vra dat jy vorentoe sal kom, dat ons net vir jou iets oorhandig namens die gemeente. En jy weet, June het nou baie jare vir ons die koor gelei, en ons glo die Here gaan voorsien vir nog iemand, om weer die koor vir ons te lei, maar ons is baie, baie dankbaar vir die genade van die Here, dat hy in June aan ons gegee het. Ons vra vir Hanna, om vir June net iets te oorhandig. Daar sê, jy moet my voorkom staan, June. En ons gaan vir June die seënbede ook sing. Ons het dit nou die hele jare gesien, en vra dat Hanna net iets sal sê. Sit hom op en praat teen hom. Dis vanoggend my groot voorreg om vir June te bedank namens die hele gemeente en al die mense wat die koor aangeraak het oor hierdie afgelope klompie jare. June het in Oktober 2016 hierdie koor begin. Dit is nou 10 jaar se harde werk, bloed, sweet en regtig Vreugde. So namens ons en namens almal, June, woorde is so min en so ontoereikend, maar ons wil vandag vir jou sê baie, baie dankie dat ons jou groot talent met jou kon deel hierdie afgelope paar jaar. En mag jou pad vorentoe net deur groen weivelde stap. Baie dankie. Ons vra dat ons sal opstaan, jy moet bly staan, dat ons net vir jou die seënbede, en dan moet julle sê, maar laat Here die seën op haar daal. Broeders en susters, en dan lief en leed. Lief en leed. Suster Alda van der Walt gaan komende week vir 'n operasie. Alda, baie seën en sterkte vir jou daarmee.
Suster Esther Jordaan het afgelope Vrydag 'n noodoperasie ondergaan. Ons dink aan haar, daar's nog baie herstelwerk daar, ja, hersteltyd daaroor. Dan broeder Henny Builsma, een van die jong manne het afgelope week 'n beroerte gehad. Dit's baie ingrypend geweest. Sy kinders is hier in ons belydennisklas. Mag die Here ook by hom en Michelle wees in hierdie tyd van herstel. Dan broeder Poen Dievenage, ons vra voorbidding vir die familie. Broeder Poen is aan die einde van sy lewe menslik gesproke en hy's op pad na die Here toe. Ons vra dat die Here ook by hulle sal wees. Ons dra hulle in ons gebede op. Dan broeder Johan van der Walt is nog in die Kaap vir 'n aaroperasie. Dit gaan beter en hy sê dit gaan eintlik redelik, maar hulle wag net dit alles nou genees. Dan dink ons ook aan Bessie en Ibis. Ibis is nou nie vanmôre hier nie wat weer begin met 'n reeks van chemoterapie. Ons dra julle op aan die Here en vra dat die Here by julle sal wees. En dan Isabel Vermeulen het afgelope week Vrydag het sy ook 'n knieoperasie ondergaan of 'n knieprosedure ondergaan. Ons dink ook aan haar. En Callie Skeepers is tans tuis. Of Carly Skeepers is tans tuis. Sy het 'n operasie gehad Vrydag, maar sy's weer tuis en die sussie sê dit gaan daarom redelik met haar. So baie sterkte ook vir haar. En dan broeders en susters, ons het baie gebid vir broeder Louis de Wet en ons gebedsgroep, ons het gebid as 'n gemeente afgelope week waar sy niere verwyder is. En die Here was goed. Hy het die operasie oorleef. Dit gaan redelik. Sy hele familie sit hier, ook sy kinders en sy kleinkind sit hier saam. Vanmôre uit Engeland. Ons is dankbaar. Daar's elke dag vordering en die Here is goed. Hy het gehoor en dit was sy plan dat Louis nog by ons moet wees. Ons dank hom daarvoor. En ons vra dat hy ook met hierdie herstelproses wat ek dink 'n lang tyd sal wees, dat dit ook daar sal wees. Ons is dankbaar vir môre saam met julle. Dan broeders en susters, is daar nog lief en leed wat ek nou nog moet sê. Dan gaan ek die verjaardag net sê. Broeder Henny Swart verjaar vandag. Henny, geluk met jou verjaardag. Seën vir jou vir hierdie nuwe jaar. Marita van Wyk verjaar môre. Marita, geluk met jou verjaardag. Sit daar agter. Mag dit 'n mooi en geseënde jaar wees vir jou. June van Sail verjaar ook môre. June, baie geluk vir jou ook met jou verjaardag. 'n Mooi jaar vir jou ook toegewens. En dan een van ons jong manne, Tian. Hy het ook afgelope tyd 'n operasie gehad en Tian, baie geluk met jou verjaardag Dinsdag en baie seën vir jou. Mooi jaar vir jou toegewens. Dan ook Carly wat nou geopereer is. Ook baie sterkte vir haar en seën. Sy hele maar vir haar sê, Annelies, sê maar vir haar, ons sê baie geluk. Dan broeder Gerard Stander verjaar ook die 4de. Gerard, geluk met jou verjaardag. Jy ook 'n mooi jaar toegewens en 'n seën van die Here. Salome Buys verjaar die 5de. Salome, vir jou ook baie seën en 'n mooi jaar en 'n jaar vol liefde en vreugde vir jou ook toegewens. Dan Fred Opperman verjaar die 5de. Fred, waar is jy? Ek het hom vanmôre hier gesien. Hy sit sommer hier voor. Fred, geluk. Ek dink jy gaan nou boos sit. Baie seën vir die nuwe lewensjaar. Dan Martie van Duyk verjaar die 5de. Martie, geluk met jou verjaardag. Seën ook vir jou in hierdie nuwe lewensjaar. En Estel van der Merwe, dis nou haar tannie Estel se eerste verjaardag hier by ons. Baie geluk tannie. Baie seën en 'n mooi jaar toegewens. Ook aan al ons gaste wat hier is, wat verjaar in die week, baie geluk aan hulle. Is daar enige ander afkondiging, broeders en susters? Ek wens jy baie geseënde Sondag. Daar is nog, dink ek, southappies daar agter. As ek dit reg het, as ons saam gaan koffie en tee drink.